awesome God, He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Kom ons buig saam die hoofde. Ons wonderlike Here Jesus, baie dankie dat ons in die groot goedheid kan kom vanaand met die wete dat U by ons wil wees. Dat U liefde wat uitgestrek was op die kruis, ook vanaand weer eens in ons lewens uitgestrek wil word, soos wat U ons omvou met dit wat U vir ons gedoen het. En Here Jesus, vanaand is vir ons 'n belangrike lesing en ons het in 'n baie besonderse wyse U Heilige Gees in ons midde nodig om ons in U woord en in waarheid te lei. Mag U ons vashou dat ons kan onderskei wat is verkeerd en wat is reg en dat ons die waarheid kan regsny soos uiteengesit in U woord. Mag U die weer om ons kalm maak vanaand. En mag U ons vul met U rustigheid en U Heilige Gees se teenwoordigheid in so 'n wyse dat die duiwel en al sy engele nie 'n plek sal kry hier vanaand nie, maar dat U heerlikheid so by ons sal wees dat U volheid ons sal omvou. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Goed. Vanaand het ons 'n baie belangrike lesing. Die Antichrist ontmasker. Is 'n baie interessante lesing waar baie mense altyd baie belangstel en daar word altyd baie vrae gevra, maar ons gaan hom vanaand logies met die Bybel uiteensit, so jy gaan baie geniet. Diegene wat nie die eerste lesing bygewoon het, Daniël 2 nie, julle gaan vanaand so bietjie agter wees, maar hou net by, jy sal sien hoe dit gaan en jy kan altyd die DVD later kyk en dan hanteer ons dit. Goed. Nou as ons kyk na Openbaring 12 vers 17, dan sê dit: die draak was woedend oor die vrou. Wie is die draak? Duiwel. En hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge. Wie is die vrou? Dis die kerk. Nie waar nie? So die duiwel was woedend oor die kerk. En dan sê hy het uitgegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge. Dan wat doen? Dit sê wat die gebooie van God nakom en die getuienis vashou wat Jesus Christus gelewer het. So as jy dit so uiteensit, dan sien ons die groot stryd gaan basies waaroor? Hulle wat die gebooie van God onderhou en hulle wat die tradisies van die mens onderhou. Dis waaroor dit die groot stryd in die Bybel gaan. Gaan oor dit wat God sê teenoor dit wat mense sê. Het jy dit? En jy gaan vanaand sien dit werklik baie belangrik. Dit wat God sê teenoor dit wat mense sê. Die groot stryd. Nou die duiwel wil homself as God voordoen. Nie waar nie? Hy wil homself as God voordoen. Hoekom? Want Satan wil aanbid word. Nie waar nie? Dis waaroor sy opstand begin het in die hemel. Hy wil aanbid word. Nou kom ons maak dit prakties. Sê nou net, die duiwel verskyn aan hierdie oomblik, net hier waar ek staan, verskyn die duiwel in lewende lywe aan ons. Wat gaan hy doen? Wat gaan jy doen? Wel, ek kan sê, die helfte van julle gaan uit by die deur. Die ander hopelik gaan op julle knieë neerval en bid. En ek hoop nie daar is enige een van julle wat hom dalk met die hand wil groet nie. Pelle wil maak nie. Nie waar nie? So met ander woorde, dink jy Satan wil hê ons moet op ons knieë neerval en bid? Dink jy hy wil hê ons moet dit doen? Nee, hy wil nie hê nie, want as jy bid, bid jy tot God. En hy wil nie hê jy moet bid tot God nie, nie waar nie? So wat dink jy gaan die duiwel doen? Dink jy hy gaan in lewende lywe hier aan ons verskyn en dan so reaksie uitlok? Daar's nie 'n manier nie. Nou wat is die metode wat die duiwel sal gebruik om voor die mense as God te verskyn? Wat dink jy wat is die metode wat Satan sal gebruik? Nou ons het die betekenis van antichrist. Weet, ons praat baie van die antichrist. Nou logies, vir ons denke, antichrist, anti beteken teen, en Christ is Christus, nie waar nie? So ons konsep van antichrist is iemand wat teen
Christus is. Is jy met my? Dis hoe ons dit verstaan. Dat 'n anti-Christ is iemand teen Christus. Aha, maar hier is die eerste vangplek. Jy sien, in die Bybel, in Grieks, in die Griekse taal beteken anti, nie noodwendig teen nie. Dit beteken nie noodwendig teen nie. Anti in die Grieks beteken letterlik ook in die plek van. Hier is 'n baie duidelike verskil. Met ander woorde, anti het 'n dubbele betekenis. Dit beteken teen of in die plek van. Dit beteken, die duiwel is nie noodwendig teen Christus nie. Hy gee voor om Christus te wees. Met ander woorde, hy staan in die plek van Christus. Is jy met my? Maar dis hoekom dit so 'n groot verleiding is. Want ons soek heeltyd iemand wat teen Christus is. Maar die duiwel is in werklikheid in die plek van Christus. Ons sien hy wil aanbid word. So hy gee voor om God te wees. So as jy nou logies dink, as jy die anti-Christ soek, waar gaan jy hom dan met ander woorde soek? Gaan jy hom in die wêreld daar buite soek? Of gaan jy hom in die kerk soek? Dink logies, gaan hy buite daar wees? Of gaan hy binne in die kerk wees? Kom ons, weet, wel, die anti-Christ is een wat hom in die plek van God stel, hy gee voor om God te wees, so waar gaan jy hom kry? Kyk wat sê 2 Tessalonisense 2 vers 4 vir ons, dit sê, die teenstander wat hom verhef, bo al wat God genoem word, of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God sit en voorgee dat hy God is. Het jy dit? Anti in die plek van, want anders, hy sit in die kerk, en hy gee voor om God te wees. 1 Korintiërs 11 vers 14 sê, en geen wonder nie, want die Satan self verander hom in 'n engel van die lig. Hy gee voor om te wees. Die anti-Christ is dis 'n mag wat homself stel in die tempel van God en homself as God verklaar. En aanbidding van die hele wêreld vereis. En Openbaring sê vir ons, en die hele wêreld aanbid hom. Baie belangrike woorde. En die hele wêreld aanbid hom. Kom ons lees Openbaring 13 vers 1 tot 4. Dit sê, en toe het ek 'n dier uit die see uit sien kom, met 10 horings en 7 koppe. Op sy horings was daar 10 heerserskrone, en op sy koppe godslasterlike name. Die dier wat ek gesien het, het soos 'n luiperd gelyk. Sy pote was soos die van 'n beer, en sy bek soos die van 'n leeu. En die draak het sy mag, sy troon en sy groot gesag aan hom gegee. Die draak is die duiwel. Met ander woorde, die duiwel het hom sy gesag gegee. Dit het gelyk of hy aan een van sy koppe dodelik gewond was. Maar die dodelike wond is genees. En die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangeloop. Die hele wêreld. Die mense het die draak aanbid, omdat dit hy is wat die gesag aan die dier gegee het. Hulle het ook die dier aanbid en gesê, wie kan met die dier vergelyk word? En wie kan teen hom oorlog voer? Jy weet, dis nou baie interessant. Openbaring 13 kom baie ooreen met Daniël 7. Nou ten einde die dier van Openbaring 13 100% te kan identifiseer, moet ons in vanaand se lesing die profeet Daniël se hulp inroep. Jy gaan sien dat Daniël 7 eintlik maar die sleutel is om Openbaring beter te kan verstaan, veral oor die anti-Christ van Openbaring 13. So Daniël die sleutel tot Openbaring. Nou interessant, in Daniël hoofstukke 2 wat ons die eerste aand gedoen het, hoofstuk 7 wat ons vanaand doen en hoofstuk 8 wat ons 2 aande van nou af gaan doen, verskyn sommige van die ongelooflikste en die geloofsoortuigende profesieë in die hele Bybel. In die hele Bybel. Hierdie is absoluut, ek sê stunning profesieë. Dit is regtig iets wat jy wil net, wow, sê as jy hierdie dinge bestudeer, so goed is dit. In hierdie 3 parallelle hoofstukke, en hulle is parallel, beeld Daniël, die ingewing van God natuurlik, die verloop van die wêreldgeskiedenis uit, vanaf sy eie tyd, regdeur tot die tyd waarin ons lewe, en tot aan die einde van die hele wêreld se geskiedenis. Nou as u ooit, hier's nou 'n belangrike een, as u ooit 'n rasionele grondslag nodig gehad het om in die inspirasie van die Bybel te glo, as jy ooit getwyfel het,
gee God vir ons hierdie 3 hoofstukke, wat hier werklik, as jy dit bestudeer, sien hoe dinamies is die Bybel. Matteus 24 vers 15 sê Jesus vir die mense, hy sê, wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting waarvan gespreek is deur die profeet Daniël sien staan in die heiligdom, laat hy wat lees oplet. So Jesus verwys ons na die profeet Daniël. Nou die profesie van Daniël plaas ons eintlik op die spoor van die anti-kris. Hy plaas ons op die regte trek om die anti-kris te openbaar. Kom ons luister hoe die visioen van Daniël 7 die anti-kris gaan identifiseer en ons kan self die toepassing maak. Goed, nou ons het nou baie met simbole, sleutels en profetiese dinge, slotte te doen gehad. So vanaand kyk ons weer daarna en ons het gesê dier in profesie stel konings, heersers, koninkryke en magte voor. Nie waar nie? Ons het dit al redelik gesien. Horings, konings of koninkryke. Vlerke stel spoed voor. Water of see stel mense, nasies, volke en tale voor. Ons het die vergelyking van 'n massa mense. Waar kom dit vandaan? Die simboliek van die water. En natuurlik wind, stryd, beroering en oorlog in ons lewens wat dit voorstel. En natuurlik die jaar-dag beginsel, 'n profetiese dag is gelykstaande aan 'n letterlike jaar. En jy gaan dit vanaand weer eens baie mooi sien. Nou ons het al die beginsel van rekapitulasie met u baie goed bespreek. Nou u kan nog Daniël 2 onthou. U gaan sien vanaand met Daniël 7 kry ons dieselfde inligting. Dieselfde inligting, net met van 'n bietjie ander hoek af en natuurlik bietjie meer by. Daniël 7 is presies dieselfde as Daniël 2. Nou as ons net Daniël 2 kan herhaal om u minds te recap soos hulle sê, jy kan nog onthou Nebukadneser droom hierdie droom van hierdie groot beeld, verskillende metale, en ons het gesien dat wie is die hoof van goud? Babylon, die koninkryk van Babylon, die wêreldmag, opgevolg deur die arms van silwer, Medo-Persië, onthou die 2 arms, Medo-Persië, 2 nasies wat een geword het, en dan is hy opgevolg as 'n wêreldmag deur die Grieke onder Alexander die Grote, en dan die Griekse mag is oorwin deur die eysterkoninkryk, die eysterbene van Rome, die mighty kingdom of Rome, en dan is Rome nooit oorwin nie, maar hy het opgedeel in 10 onafhanklike lande. Verdeelde Wes-Europa, sommige sterk, sommige swak. So die Romeinse Ryk het verkrummel en daar was na die Romeinse Ryk nie weer 'n wêreldmag gewees nie. Let wel, 'n wêreldmag. En natuurlik die rots wat die beeld getref het aan die voete was Jesus se wederkoms wanneer hy 'n ewige koninkryk kom oprig. So jy kan dit nog onthou. So vanaand bou ons verder. So ons sien vanaand weer eens waar Jesus vir ons die toekoms openbaar in Daniël. Nou as ons begin by Daniël 7, sien ons dat Daniël droom 'n droom. Hy droom 'n profetiese droom. En kom ons lees dit, Daniël 7 vers 1. In die eerste jaar van Beltsassar, die koning van Babel, het Daniël 'n droomgesig gesien. En sy gesigte van sy hoof op sy bed, toe het hy die droom opgeskrywe, die hoofsaak vertel. Nou Daniël, onthou by Daniël 2 se hoofstuk was hy 'n jong man. Net uit ballingskap word opgelei as 'n wyse man. Nou in hoofstuk 7 het daar al baie tyd verloop. So nou is Daniël al 'n ou man. Hy's al 'n senior man. En hier kry hy hierdie profetiese droom van Daniël 7. Nou vers 2 en 3 sê, Daniël het gespreek en gesê, ek het in die nag in my gesig gesien en kyk, die 4 winde van die hemel het die groot see in beroering gebring en 4 groot diere het uit die see opgeklim, die een verskillend van die ander. Let wel, die een verskillend. 4 diere sien hy wat uit die see uit opkom, see, volke, menigte, nasies, tale, met ander woorde, dit kom uit bevolkte gebiede uit. 4 koninkryke, nie waar nie? So hy sien 4 verskillende diere. Nou ons het gedoen gehad met diere, is nasies, koninkryke, politieke magte of wêreldheersers, nie waar nie? Goed, nou as ons weer kyk na die hoof van goud, Babylon, gevolg deur Medo-Persië, gevolg deur Griekeland, opgevolg deur Rome, en dan Rome verbrokkel en verdeel in Wes-Europa se 10 onafhanklike dele. Jy sal sien dat Daniël 7 is presies dieselfde profesie, maar net bietjie meer inligting by. En natuurlik, dit eindig met die rotskoninkryk wat die wederkoms voorstel. Goed, nou Daniël 2 en Daniël 7 hou die profesieë baie sterk verband.
God wys egter nou meer herkenbare leidrade aan Daniël, as ook aan ons wat dit bestudeer, en die profesie draai nou in 'n godsdienstige rigting. Dit draai nou in 'n godsdienstige rigting. In Daniël 2 was dit basies net polities, die wêreldmagte, tip. Maar nou kom hier 'n godsdienstige aspek na vore. Dit vat by hierdie godsdiens vas. Daniël 7 vers 2 tot 3, kom ons lees dit net weer. Daniël het gespreek en gesê, ek het in die nag in my gesig gesien en kyk, die 4 winde van die hemel het die groot see in beroering gebring, en die 4 groot diere het uit die see opgeklim, die een verskillend van die ander. Die eerste het soos 'n leeu gelyk, en hy het arendsvlerke gehad. Terwyl ek kyk, is sy vlerke afgeruk en is hy opgelig, sodat hy op 2 voete gestaan het, soos 'n mens, en 'n mens se verstand is aan hom gegee. So Daniël sien eers 'n dier wat soos 'n leeu lyk, met arendsvlerke wat uit die see uit opkom. En dan interessant, hierdie dier gaan staan op sy agterpote, sy vlerke word afgeruk en hy kry 'n mensehart. Met ander woorde, daar het 'n bekering plaasgevind. Nie waar nie? Nou wie is hierdie eerste koninkryk? Nou ons weet die eerste wêreldmag op daai moment van Daniël was Babylon. Nie waar nie? Babylon, interessant, selfs met die ruïnes vandag van Babylon, kan u sien dat 'n leeu is nog baie prominent in hulle uitbeeldings uitgebeeld en alles. So 'n leeu is baie prominent. Toevallig hier was 'n muur wat hulle die name gekry het van Babylon, die konings. Hulle het Nebukadneser se naam gekry, opgevolg in Nabonidus en toe Belshazzar, die tyd toe Babylon geval het. So met ander woorde, hierdie is geskiedkundige feite. En dit maak dit lekker. Met ander woorde, dit word deur die geskiedenis, dit word deur argeologie bewys. Niemand kan dit in twyfel trek nie. Dis eintlik so wonderlik daaromtrent. Hier is toevallig nog 'n standbeeld wat Babylon uitbeeld as die leeu, wat sy vyande, die mens, oorwin het, die mag van Babylon. En as ons kyk dan na Daniël 2, was die hoof van goud Babylon, en in Daniël 7 is die leeu met die vlerke ook Babylon. Interessant, as jy lees bietjie by Nebukadneser in die Bybel na Daniël 2, dan sien ons, hy het nie die God van die hemel en aarde herken nie. Alhoewel hy die beeld van Daniël 2 gekry het, onthou jy? Inteendeel toe gaan hy nog verder en hy bou 'n goue standbeeld waar hy kan aanbid word. En wat gebeur later met koning Nebukadneser as jy verder lees? Hy erken nie God nie en God maak hom kranksinnig. Hy word mal so 7 jaar en hy loop in die veld en hy eet gras, sê die Bybel vir ons, soos 'n dier. En na 7 jaar herken hy dat God die God van hemel en aarde is. En sy hart word teruggegee aan hom. En hy word herstel nogal weer in sy koningskap. En hy herken die God van hemel en aarde. Sy vlerk is afgerig en hy het 'n mensehart ontvang. Nou Daniël 7 vers 5, ons kyk na die volgende dier en dit sê, en kyk, 'n ander dier, 'n tweede, het gelyk soos 'n beer. En aan die een kant is hy opgerig en 3 ribbes was in sy bek, tussen sy tande. En so het hulle vir hom gesê, staan op, eet baie vleis. So die tweede dier wat opkom, sien Daniël is 'n beer, een kant 'n bietjie hoër opgerig en hy 3 ribberbene in sy bek. Met ander woorde, hy het hulle oorwin. Nou wat 'n koninkryk het die magtige Babylon oorwin? Duidelik die beerkoninkryk, nie waar nie? Nou wie was dit? Nou ek kan onthou ons Daniël 2 lesing, dat terwyl Medium-Persië die magtige stad Babylon omsingel het, wat doen hulle binne? Hulle vier fees. En hulle gebruik toevallig tydens hierdie dronkenskapfees van hulle, die goue bekers van God se tempel. En terwyl hulle self dronk drink en met God eintlik spot, terwyl die vyand buite is, verskyn daai woorde, geheimsinnige hand teen die muur, waar daai woorde skryf, mene tekel Ifarsim, kan jy dit nog onthou? En skielik skrik hierdie koning, Belshazzar, dit was nou die 3de een na Nebukadneser, so dis nou al 'n baie lang tyd verloop. Hy skrik homself nigter, wil weet wat dit beteken. Iemand onthou, wag 'n bietjie, koning Belshazzar, in jou oupa se tyd, het hy ook 'n droom gehad, en daar was 'n Hebreër wat dit vir hom uitgelê het. Daniël. En dadelik laat roep hulle Daniël, sê Daniël, kan jy dit vir ons uitlê? En jy ken die verhaal, Daniël lê dit uit en hy sê, dit is die skrif wat geskrywe is, mene tekel Ifarsim. Dit is die uitleg van die woord, God het die koningskap getel en daar 'n einde aan gemaak. Tekel, u is op die weegskaal geweeg en te
lig bevind en Peres, die koninkryk is verdeel en aan die Meders en Perse gegee. So wie het Babylon opgevolg? Die Meders en die Perse, nie waar nie? En jy kan onthou dat ek jy vertel het, dat Babylon was hierdie massiewe sterk stad. Hy was beskou as oninneembaar. Hy was baie sterk, hy het 'n rivier, die Eufraat rivier, wat deur hom gevloei het. En met ander woorde, jy kon die stad beleer, hulle het altyd water gehad, hulle kon plant, hulle kon hulle onthou, hulle was soos onaanneembaar beskou. Maar koning Kores van die Meders en Perse was 'n baie slim man, hy en sy manskappe gaan 'n end terug en hulle grou 'n kanaal. 'n diep groot kanaal en hulle herlei die Eufraat rivier. En soos die rivier wat onder deur die muur loop natuurlik sak, masseer hy en sy manne in die water, weet in die rivierbedding onder deur die stad en hier's hulle binne besig om partytjie te hou en sy manne maak die stad se deure oop en Babylon val. En Medo en Perse word die volgende mag. Toevallig hier's ook baie interessant in die argeologie bewys vir ons, hier's 'n muur wat hulle ontdek het met die koning se name. En Kores, hy het bekend gestaan as Cyrus, Afrikaans is Kores, Engels is Cyrus, gee vir ons die naam dat hy geregeer het, dat hy wel bestaan het en van sy detail en alles. Weereens 'n vaste, onbetwisbare feit. Hier's toevallig die graf van Kores, waar hulle beweer dat koning Kores van die Meders en Perse begrawe is. So weer eens iets baie besonders, maar ook interessant. Dit sê hierdie beer wat ons nou gesien het, stel Mede en Perse voor. Sê die Bybel vir ons is aan die een kant bietjie opgelig. Hy's 'n bietjie hoër aan die een kant. Dit is interessante leidrade om vir ons te sê wie dit werklik is. As ons net 'n bietjie verder lees, Daniël 8 vers 3 en vers 20, dan gee dit vir ons 'n nuwe profesie wat ons ook gaan doen, die profesie van die skaapram en die bokram. En dan sê vers 3, en ek het my oë opgeslaan en gesien en kyk, daar staan 'n ram voor die rivier en hy het 2 horings gehad. En die 2 horings was hoog. Ook was die een hoër as die ander en die hoogste het laaste uitgekom. Weereens 'n mag wat Mede en Perse voorspel, maar hy simboliseer hom met 2 horings. Die een hoër is hoër as die ander een. Die beer was een kant 'n bietjie hoër as die ander een. Onthou jy dit? En dan sê vers 20, die ram wat jy gesien het met die 2 horings is die konings van die Meders en die Perse. Met ander woorde, hierdie beer wat aan een kant op is dieselfde as die skaapram, Meders en Perse, dieselfde as die silwer. Meders, Perse, onthou het wat ek gesê het, die Meders en Perse was 2 nasies. Eers was die Meders die sterkste, maar met die tyd het die Perse hulle letterlik verswelg en die Perse het sterker geword. Ons hoor vandag nie eens meer van Meders nie, maar ons weet nog van Persiese tapuite. So 2 nasies wat een geword het, die een was eers 'n bietjie sterker en later het die ander een heeltemal verswelg en die dominant een geword. Maar nog iets interessant, die Bybel sê vir ons dat hierdie beer, Mede en Perse, het 3 ribbebene in sy bek gehad. Maar hy het hulle oorwin, 3 ribbebene in sy bek. Wat simboliseer dit? Is nogal baie interessant. As ons kyk na die geskiedenis vir Mede en Perse om wêreldmag te kon word, moes hy 3 lande vernietig. 3 lande. Lydië, Babylon en Egipte. En wat het hy met hulle gedoen? In sy bek. Hy het hulle letterlik verwoes en die volgende wêreldmag geword teen 'n baie sterk koninkryk. Jesaja 13 vers 17 en 18 speel ook op hierdie profesie as dit praat van die Meders en Perse wat Babylon sou vernietig. En luister 'n bietjie wat sê dit. Dis nogal interessant as jy die vergelykings kyk. Vers 17 sê: kyk, ek verwek die Meders teen hulle, wat silwer nie ag nie en in goud geen behaag het nie, maar hulle bo sal die seuns neerwerp, en hulle sal hulle nie ontferm oor die vrug van die moederskoot nie, hulle oog sal die kinders nie verskoon nie. Hulle was 'n harde nasie. Die Bybel sê, vreet baie vleis, en hulle het verseker baie mense doodgemaak, soos Mede en Perse Europa oorgeneem het, Babylon verower het, Libië verower het, Egipte verower het, en letterlik die volgende wêreldmag geword het, wat beheer uitgeoefen het. So met ander woorde, Daniël 2, die arms van silwer, Medo-Perse, en Daniël 7, Medo-Perse, dis presies dieselfde profesie. Kom dit nog ooreen? Dis net 'n herhaling, net ander simboliek. Goed, daarna het ek gesien en kyk, daar was 'n ander een, soos 'n luiperd. En dit het 4 vlerke van 'n voël op sy rug gehad, ook het die dier 4 koppe gehad.
En aan hom is heerskappy gegee. Baie interessant. Nou sien Daniël 'n 4de dier opkom. Nee, ekskuus, nog 'n 3de dier opkom. 'n luiperdagtige dier, 4 koppe, 4 vlerke. Nie waar nie? Baie interessant. Nou ons weet, die volgende mag wat Medo-Persië oorwin het, was Griekeland, nie waar nie? En ons sien die Grieke oorwin Medo-Persië in jaar 331 voor Christus en hulle regeer basies tot die jaar 168 voor Christus. En die Griekelandse koning was Alexander die Grote. Hierdie ou was absoluut 'n genie geweest. Hy het net geweet om oorlog te voer. Nog voor daai Medes en Perse hulle boots aangehad het, het hy hulle klaar oorwin. Het hy klaar oor hulle geloop met 'n baie vinnige spoed. Maar interessant, die sê dat hierdie dier, Griekeland, het 4 vlerke. Nou vlerke stel spoed voor, nie waar nie? Dubbele vlerke, dubbele spoed, nie waar nie? En die geskiedenis leer vir ons hoe gepas hierdie simbool was. Want Medo-Persië was, Griekeland, Alexander die Grote was met 'n hengse spoed, het hy Europa verower. Almal plat gedraf en die hele gebied verower soos niks, met 'n massiewe spoed. Maar iets baie interessant, so die vlerke maak sin, maar dit praat van 4 koppe. 4 koppe. Jy weet, dit is nou interessant, ons kan ons eie interpretasies maak, maar kom ons laat die Bybel ons lei, en die geskiedenis ons lei. Jy weet, interessant, Alexander die Grote was hierdie absolute genie, hy was briljant, hy was 'n goeie generaal, hy het die wêreld oorwin, Europa oorwin en wêreldmag in 'n baie kort tydjie geword. Baie kort tyd. Maar weet jy wat? Nadat hy almal oorwin het en wêreldmag is, wat gebeur? Hy gaan dood. Net soos die soupies, net sodra hy op sy ergste is, dan pek daar iemand, jy weet, en hy gaan dood. Nou daar's 2 teorieë hoekom hy dood is. Een teorie sê hy is dood aan malaria, vergiftiging, en die ander teorie sê hy is dood aan alkoholvergiftiging. Nou ek kan jouself maar indink wat een maak vir u die meeste sin, maar ek moet sê hierdie Grieke het gegooi, hoor. Hulle het gedrink, hulle was bekend vir hulle partytjies, maar hoe ook al, Alexander die Grote, leer die geskiedenis vir ons, is baie vinnig dood. Op 'n jong ouderdom. En weet jy wat? Hy was so genie geweest. Hy was so besig met oorlogvoering. Hy het nie 'n opvolger gehad nie. Hy het nie familiekind gehad wat hom kon opvolg nie. En hier sit die Griekse regering of koninkryk met 'n geweldige krisis. Hulle groot koning is dood en wie volg hom op? Wie volg hom op? Niemand kan nie. Niemand kan nie. Hy was net so 'n magtige koning. Hy was net so briljant. En toe gebeur daar iets interessants. Daar bestaan toe 'n stryery tussen sy generaals en 'n ondervegtery tussen hulle en toe die stof gaan lê, toe oorwin sy 4 hoofgeneraals. En elkeen word toe 'n gebied en die generaals was Ptolemy, Cassander, Lysimachus en Seleucus. Die 4 groot generaals. Hulle het groot name ook, né? Daarom is Grieks, so hoef nie so sleg te voel nie, dis Griekse name. Ptolemy, Cassandra, Seleucus en Lysimachus. En die Griekse ryk word opgedeel in 4 dele. 4 koppe, maar onthou, die koppe is nog steeds deel van 'n luiperd. Dit was nog steeds deel van die Griekse koninkryk, maar nou in plaas van 1 koning is daar 4 konings. So alwel was dit die Griekse koninkryk, is hulle nou verdeel. En dit is een van die redes hoekom die Griekse koninkryk nie so lank gestaan het nie, want hulle was verdeel. En elke generaal het vir hom 'n gebied gevat en hulle daaroor koning geword en geregeer. So Daniël 2 was dit die buik van koper wat Griekeland was, en in Daniël 7 die luiperdagtige dier, 4 koppe, 4 kleffelerke, die 4 generaals wat Alexander die Grote opgevolg het, Cassander, Lysimachus, Ptolemy en Seleucus. Lekker interessante geskiedenis om te onthou, maar dit help ons as ons na die Bybel kyk. Goed, nou begin ons naderkom. Daniël 7, vers 7 sê, daarna het ek in die naggesigte gesien en kyk, daar was 'n 4de dier, vreeslik en skrikwekkend en baie sterk, en dit het groot ystertande gehad. Dit het verslind en vermorsel en die oorskot met sy voete vertrap. En dit was verskillend van al die diere wat voor hom gewees het, en dit het 10 horings gehad. 'n 4 rooi draak praat die Bybel van, verskriklik dier met ystertande. Daar is ons clue, die ystertande wat ook 10 horings opgehad het. Wie het vir Griekeland opgevolg? Die ysterregering van Rome, nie waar? Die magtige ysterregering van die Romeinse ryk.
baie interessant. Vers 23 sê, so het hy gesê, die 4de dier, die 4de koninkryk. Want ons weet, dis die 4de koninkryk. Ons hoef nie te raai nie, ons kan net die geskiedenis volg. Sal op die aarde wees, wat verskil van al die koninkryke en die hele aarde sal verslind en dit sal vertrap en verbrysel. Daar die bene van yster, Daniël 2, 'n harde koninkryk. En die Romeine was inderdaad 'n harde koninkryk. Hulle het nie nonsens gevat nie. So as ons weer eens kyk na Daniël 2, die bene van yster, kom ooreen met die 4 rooi draak met die ystertande van Daniël 7, nie waar nie? So ver is ons presies dieselfde. Nou wie het die magtige Romeinse ryk opgevolg? Wie was die volgende wêreldmag? Daar was nie. Onthou jy, daar was nie. Hulle het opgedeel in 10 onafhanklike lande. Soos wat die Romeinse regering aanhoudend deur die barbaarse stamme aangeval is, het hulle al hoe swakker en swakker begin word en uiteindelik het hulle opgebreek in 10 onafhanklike lande. Die 10 tone, die voete en tone van yster en klei, die 10 tone. Baie interessant. En soos jy gesien het, hoe dit daai tyd gelyk het, nasies wat ontstaan het in die ou Romeinse ryk, dit was die Anglo-Sakse, die Franke, die Visigoths, die Suevi, die Vandale, die Hereri, die Oosgote, die Alemanni, die Lombarde en die Bourgondiërs. Dis die oerstamme, kan jy dit eintlik maar vandag sê. Soos ons sê, die Anglo-Sakse is Engeland. Nie waar nie? Die Franke is Frankryk en so het hulle aangegaan. So basies die gebied waar hy op gedeel het. Maar nou kry ons iets interessants, 'n interessante vergelyking. Die 10 tone, die verdeelde Europa, maar hierdie draak het 10 horings. Met ander woorde, die 10 tone en die 10 horings is 'n baie goeie vergelyking van verdeelde Europa. 10 lande opgebreek, 10 horings, 10 tone. So as ons dit saamvat, sien ons dat Daniël 2 se voete van yster en klei, die 10 tone, stem ooreen met hierdie 10 horings van die 4 rooi draak van Daniël 7. So met ander woorde, die vergelyking is redelik dieselfde. Ons is so ver op trek. So met ander woorde, Daniël 2 se ewebeeld is eintlik Daniël 7. Nie waar nie? Die hoof van goud, Babylon, die leeu met vlerke, opgevolg deur Medium Persië, die silwer, die beer, opgevolg deur die luiperdagtige dier, 4 koppe, die brons, die 4 rooi draak, Rome, en dan die 10 tone en die 10 horings. Baie interessant. So ons is so ver presies aan trek met Daniël 2, nie waar nie? Dit is 'n absolute presiese herhaling. Maar jy weet hoe werk die beginsel van rekapitulasie, nie waar nie? Tot hiertoe het ons presies, daar's pers, ekskuus tog, ek kan nie presies spel nie, hoor, jy gaan dit 'n paar keer sien. Hy herhaal nie presies dieselfde inligting as in Daniël 2, maar nou kry ons ekstra inligting by. Nou kry ons ekstra inligting by, wat baie belangrik is. Die fokus verskuif nou na die horings. Die fokus verskuif nou na die horings van hierdie dier. 'n Nuwe koninkryk begin uitkom, want 'n nuwe horing kom uit. Baie belangrik. Kom ons lees dit, Daniël 7 vers 8. Terwyl ek op die horings ag gee, want anders hy kyk na hierdie 10 horings van hierdie draak se kop, sê dit, kom daar 'n ander horingkie tussen hulle op, en 3 van die vorige horings is daarvoor ontwortel, en kyk, in hierdie horing was oë soos mensoë, en 'n mond wat groot dinge spreek. Nuwe vertaling sê verwaande dinge spreek. Wanneer praat jy groot? Wanneer praat jy verwaand? Is wanneer jy jouself God maak, nie waar nie? Dit is verwaand, jy weet, wanneer jy jou dinge toeëien wat eintlik net aan God behoort. Dit is wat groot eintlik beteken. In vers 24 sê, geef ons net 'n bietjie meer inligting, en dit sê, en die 10 horings, uit daardie koninkryk sal 10 konings opstaan, en 'n ander een sal na hulle opstaan. En hy sal verskillend wees van die voriges, en 3 konings neerwerp. Aha, nou begin dit interessant raak. So Daniël kyk na hierdie 10 horings op hierdie dier se kop, want hy weet, dis nou die volgende stadium, en terwyl hy kyk, kom daar 'n ander horingkie, eers 'n kleintjie tussen hulle op. En soos wat hy groei, stoot hy 3 horings, met ander 3 konings om vir hom plek te maak. En toe hulle omgestoot het, sê die Bybel, toe word hy groot. Groter as al die ander. En toe hy groot is, wat gebeur? Hy kry mense oë en 'n mond wat verwaande dinge spreek, kwyt geraak het. Is jy seker ons is nog in die Bybel? Nee, ons is nie by die Ninja Turtles of iets nie, nee. Interessant.
Bybel gebruik baie simboliese taal wat nogal vir ons prikkel, nie waar nie? Hier's iets baie interessants. 'n Horing met mond en oë wat verwaande dinge kwytraak. Nou die klein horingkie wat tussen die 10 horings opkom en 3 van hulle ontwortel om vir hom plek te maak, dui natuurlik op 'n mag of 'n koninkryk, want dit is wat 'n horing simboliseer, wat nou op die voorgrond tree en wat 3 lande vernietig het om vir hom plek te maak of wat hom teëgestaan het. Nie waar nie? So hier kom in ander woorde nog 'n koninkryk op en hy stoot 3 koninkryke plat. En as ons na die geskiedenis kyk, is daar net een mag wat tydens hierdie tydperk ontstaan het en aan al hierdie vereistes voldoen. Al wat ons gedoen het, ons het na die geskiedenis gegaan en gaan kyk, in hierdie tyd, wat 'n ander koninkryk het ontstaan? Wat 'n ander koninkryk het ontstaan? Daar was toevallig net een. Net een. The Rise of the Medieval Church, fliek, bladsy dit 150 sê, out of the ruins of political Rome, arose the great moral empire in the giant form of the Roman Church. Baie interessant. En dan die Papacy and World Affairs 1937 bladsy 1 kry ons hierdie aanhaling. Dit sê, long before the fall of Rome, there had begun to grow up within the Roman Empire an ecclesiastical state which was shaping itself upon the imperial model. En dan sê General History of Colleges, Meyers, bladsy 316 vir ons, another consequence of the fall of the Roman power in the West was the development of the papacy. In the absence of an emperor in the West, the popes rapidly gained influence and power and soon built up an ecclesiastical empire that in some respects took the place of the old empire. Maar dan hy het so sterk geword dat hy eintlik so magtig geword het soos die ou Romeinse ryk. Nou New Pictorial 8, bladsy 128 gee vir ons hierdie belangrike insig. Dit sê, die grootste ineenstorting van die Romeinse ryk het eers gekom na 476 na Christus, na 'n reeks vernederende aanvalle deur die barbaarse stamme, toe keiser Romulus Augustulus geabdikeer het. Die politieke opperheerskappy het eers 62 jaar later gekom, in die jaar 533 na Christus, met die bewind van keiser Justinianus van Oostelike Rome. Hy vaardigde 'n dekreet uit, wat die biskop van Rome, die paus, die hoof van die heilige kerke maak in jaar 538 na Christus. Rome was toe reeds in verskillende dele opgedeel. So met ander woorde, hierdie keiser Justinianus van Rome gee al die gesag oor aan die paus van die Rooms-Katolieke kerk. So hy kry die gesag. En dan sê Daniël 7 vers 19 tot 25, kom ons lees dit. Dis nou Daniël wat praat. Hy sien hierdie dinge gebeur en hy sê, toe wil ek sekerheid verkry oor die 4de dier en van al die ander verskillend was, buitengewoon vreeslik, met ystertande en met koperkloue wat verslind, vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap het, en oor die 10 horings wat op sy kop was, en die ander een wat opgekom het en daar waarvoor 3 geval het, naamlik hierdie horing wat oë en 'n mond gehad het, wat groot dinge gespreek het, terwyl sy gestalte groter was as die ander. En ek het gesien dat hierdie horing oorlog voer teen die heiliges en hulle oorwin, totdat die oue vandag gekom en aan die heiliges van die Allerhoogste reg verskaf is, en die bepaalde tyd gekom het, dat die heiliges die koninkryk in besit geneem het. So het hy gesê, die 4de dier, die 4de koninkryk sal op die aarde wees, wat verskil van al die koninkryke, en die hele aarde sal verslind, en dit sal vertrap, en dit verbrysel. En die 10 horings, uit daardie koninkryk, sal 10 konings opstaan, en 'n ander een sal na hulle opstaan, en hy sal verskillend wees van die voriges, en 3 konings neerwerp, en hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste, en die heiliges van die Allerhoogste mishandel, en hy sal probeer om tye en wet te verander, en hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende 'n tyd, tye en die helfte van 'n tyd. Dis 'n mondvol, nie waar nie? 'n Mondvol, maar kom ons vat dit. Die enigste mag wat in hierdie tyd opgekom het, wys die geskiedenis ons, was die pausdom. Toevallig, daar was nie 'n ander mag nie. Jy kan dit nie eens op iemand anders toepas nie. Die pausdom was die enigste mag. Nou as ons reg is,
moes sy ook voldoen aan al die ander vereistes, nie waar nie? Daar's sekere duidelike vereistes wat daarin gestel word. Nou kom ons kyk daarna. Het die klein horingkie mag, die pausdom, as ons reg is, as ons sê dis die pausdom, het hy 3 ander horings of lande of konings omgestoot of vernietig? Het sy ooit? Baie interessant, vir die opkomende pausdom, om volle gesag te kon verkry, moes sy 3 lande verslaan het, wat al leerstellings en aansprake van die pauslike hiërargie teëgestaan het. 3 lande het nie die pausdom ontstaan nie. En onder gesag van die paus is hierdie 3 lande, naamlik die Heruli, die Vandale en die Oosgote, totaal vernietig. Jy kan die vorige lesing onthou, ek het vir julle gesê, hulle was Ariane. Met ander woorde, hulle het nie in die goddelikheid van Jesus geglo nie, en as hulle nie eens in Jesus geglo het nie, hoe sal hulle nou die paus aanvaar? So hulle het die pausdom heeltemal teëgestaan, en hulle word totaal en al vernietig. Heeltemal vernietig. 'n Vaste woord van profesie sê vir ons hierdie belangrike aanhaling. Dit sê, daar was 'n lang en bittere stryd tussen die kerkfaksies. Die aanhangers van die biskop van Rome en die van Arius van Alexandria het self in 'n oorlog gewikkel geraak. Die keisers van die oostelike Rome met Konstantinopel as hoofstad het gewen in die katholieke stryd. Gerugsteun deur die staat het die kerklike stryd gewen en die barbaarse stamme tot oorgawe gedwing. Die Heruli in jaar 493 na Christus, die Vandale 534 na Christus en die Oosgote, die laaste mag in die jaar 538 na Christus, wou egter nie oorgee nie en is tydens bogenoemde datums verslaan en aan pauslike staatsondersteunde leers onderwerp. Letterlik, die Heruli, die Vandale en die Oosgote was die enigste 3 wat die pausdom teëgestaan het, en wat het met hulle gebeur? Hulle is totaal vernietig. Inteendeel, jy kry hulle nie eens meer vandag nie. Hulle is heeltemal uitgewis, net omdat hulle die pausdom aanvaar het nie. Nou, hier is baie interessant, en die Bybel sê vir ons, hy sal regeer, hierdie mag, hierdie klein horingkie antichrist mag, sou regeer vir 'n tyd, tye en die helfte van 'n tyd. Interessant. Nou volgens Daniël 7 sou hierdie horing werklik hierdie tyd, tye en die helfte van 'n tyd regeer. Nou hoe lank is dit? Ek bedoel, wat beteken 'n tyd, tye en die helfte van 'n tyd? Wat beteken dit? Ons soek weer sleutels, nie waar nie? Interessant. 'n Tyd is 'n Joodse jaar. Met ander woorde, as jy praat van 'n tyd, dan is dit 'n jaar. En 'n Joodse jaar het 360 dae, nie 65 nie, 360, want dit is 'n Joodse jaar. So met ander woorde, dis profetiese Joodse jaar, gelykstaande dan aan 360, 'n Joodse dag, bestaande jaar het 360 dae, skus tog, dat ek net my woorde reg kry, is gelykstaande aan 360 letterlike jare. Dan praat hy tyd, tye, nou as 'n tyd 'n jaar is, dan tye 2 jaar, met ander woorde 360 maal 2, en dis 720 profetiese dae, gelykstaande aan 720 letterlike jare. En dan 'n halwe tyd is logiese halwe jaar, nie waar nie? Is 180 profetiese dae, gelykstaande aan 180 letterlike jare. So as ons dit alles bymekaar tel, dan kry ons letterlik 1260 letterlike jare. Nou hierdie term gaan u nog baie kry. So u kan hom nou al hier in die mind sit. U gaan dit baie te doen. Met ander woorde, die Bybel praat van 1260 jaar as tyd, tye en die helfte van die tyd. Hy praat ook van 42 maande. 42 maal 30 is ook toevallig 1260 dae, so dis dieselfde. En hy praat ook letterlik van 1260 dae. Hy gebruik dit so onderlings. Met ander woorde, Daniël 7 vers 25 praat van tyd, tye, helfte van 'n tyd. Hoofstuk 12 vers 7 praat van tyd, tye en 'n halwe tyd. Openbaring 12 vers 14 praat van tyd, tye en 'n halwe tyd. Openbaring 11 vers 2 praat van 42 maande, dan weer 42 maande, dan Openbaring 11 van 1260 dae, en Openbaring 12 van 1260 profetiese dae. So met ander woorde, dis elke keer dieselfde profesie, dis elke slag dieselfde ding. Verstaan jy dan, as ons dit onthou, dan begin die dinge bietjie meer in plek val. Die 1000 tyd, tye en die helfte van tyd, en 1260 dae en 42 maande, is presies dieselfde ding. Goed, nou interessant, dit sê dat hierdie horing mag, hierdie antichrist mag, sou dus regeer vir 1260 letterlike jare. Dit sê, die Bybel sê hy sal regeer vir tyd, tye en die helfte van 'n tyd. Met ander woorde, dit sê letterlik dat hierdie antichrist mag sou regeer vir 1260 jaar. Dis nou interessant.
Nou kan ons 'n toets, nie waar nie? Nou kan ons 'n toets. Met ander woorde, die periode van pauslike heerskappy het in die jaar 538 na Christus begin. Hoekom in die jaar 538? Is heel eenvoudig. Dis toe die Oosgote, die laaste van die 3 opponerende magte ontwortel is. Met ander woorde, hier's 3 lande wat hom teëgestaan het, en toe die laaste een van hulle vernietig is, toe het hy eers sy volle krag gekry. Maak dit sin? Ek bedoel, daar's dan niemand wat hom nou teëstaan nie, so nou het hy sy krag gekry. So met ander woorde, ons kan die begindatum vat, op die jaar 538 na Christus, toe die laaste mag wat hom teëgestaan het, oorwin is, toe kry hy al sy mag. So 538 na Christus, en dit sê, hy regeer vir 1260 jaar. So as ons 538 vat, en ons plus 1260 daarby, dan kom ons uit by die jaar 1798. So met ander woorde, die Bybel sê hy sal regeer vir tyd en die helfte van die tyd. So hy sal begin hierdie tyd en dan sal sy mag met ander woorde gebreek word in 1798. Ons is nou in die jaar 2008, so 1798 is nie so lang terug nie waar nie? Nou raak dit interessant. Met ander woorde, volgens die profesie, sou die 1260 jaar periode begin by 538 na Christus en strek tot by die jaar 1798. Nou, as ons reg is, moes iets besonders met die pausdom gebeur het in 1798. Nie waar nie? As ons reg is, dan moes iets gebeur het, en die Bybel sê sy mag so dan gebreek word. Wat? Baie interessant. Geskiedenis wys dit vir ons op 10 Februarie, presies 10 Februarie 1798, het die Franse leer van Napoleon onder leiding van generaal Berthier Rome binne gegaan en die paus gevange geneem. Dis hoekom hierdie datum so bekend is, want dit staan so vas soos 'n paal bo water. Ek ken vir Napoleon, hierdie sterk mag Napoleon, dit was ook die tyd van die Franse revolusie, kom Napoleon en hulle is fed up vir die kerk, en hy stuur sy generaal Berthier en hulle ry die Vatikaan binne en hy arresteer die paus net daar, zap. Onthou, dit het nog nooit voorheen gebeur nie. Die paus het die scepter geswaai. Konings is aangestel en afgestel volgens die woord van die paus. Hy het al die mag gehad. Hy het die hele Europa beheer op sy gesag. En hier kom iemand en hulle arresteer die paus en niemand verroer 'n vinger nie. En niemand verroer die vinger nie en die pausdom se mag word net daar gebreek. Hy kry sy spreekwoordelike wond. 10 Februarie 1798, presies op die regte tyd waar die Bybel sê hy sou sy mag verbreek word. Hy sal regeer tot op tyd en die helfte van die tyd, presies op 1798 kry hy sy spreekwoordelike wond en word die pausdom se mag gebreek. Wow. Wie wat is die beste? Hierdie ding is so vas, jy kan nie eens daarmee stry nie. Dit is so vas in die Bybel. Goed, nou hoe kan ons presies vasstel wie hierdie antichrist mag is? Hoe kan ons presies vasstel? Kyk, ons het nou sekere kentekens gesien, maar daar's baie meer, nie waar nie? Daar's baie meer. Daniël 7 gee vir ons 10 duidelike kenmerke wat ons in staat stel om die antichrist uit te ken. Dit is eintlik so belangrik, die Bybel wil nie hê ons moet dit mis nie. Hy wil nie hê ons moet dit mis nie, en hy gee vir ons 10 duidelike kenmerke hoe ons die antichrist mag kan uitken. En jy kan dit self ontleed. Kom ons kyk daarna. Kenmerk nommer 1, vers 8 sê, hierdie horingkie kom uit die 4de dier uit. Nie waar nie? Dis die eerste kenmerk. Het die pausdom uit die 4de dier ontstaan? Het hy uit die Romeinse ryk ontstaan? Dit is so duidelik soos daglig. Ek bedoel, daar is geen twyfel daar nie. Hy pas kenmerk nommer 1. Kenmerk nommer 2, sê die Bybel vir ons in vers 8, hy kom uit tussen die 10 horings. Met ander woorde, die 10 horings is daar en hy kom uit tussen hulle. Pas hy, het dit gebeur? Waar toevallig het die Vatikaan ontstaan? Hier in Italië, Heruli wat vernietig is. Dis waar ontstaan het, met ander woorde, tussen hulle. Hy het nie op 'n ander plek ontstaan nie. Hier is een van hulle eie boeke. Lees dit, kom ons lees dit vir u. J.P. Conroy, American Catholic Quarterly Review. Hulle eie geskrifte, let wel, het sê, eeue gelede toe die nalatige westerse keisers Rome aan die genade van die barbaarse lande oorgelaat het die Romeine hulle na een man gewend vir hulp en beskerming en hom gevra om oor hulle te heers. So die burgerlike heerskappy van die pause begin. So man, hy duidelik,
tussen hulle opgekom. Kom, kenmerk nommer 3, kom na die 10 horings eers op. Met ander woorde, hulle was reeds daar. Toe het Daniël hierdie horingkie sien groei. So maar hy was nie voor die tyd daar nie. Hy het eers na hulle opgekom. En het dit gebeur, pas hy daar? Ja, want ek bedoel, hy het na hulle eers opgekom. Hy was nie voor die tyd daar nie. Kenmerk nommer 4, sou verskillend wees van die res. Vers 24 sê vir ons dat hierdie klein horingkie maar sou verskillend wees van die res. Baie interessant. Toevallig, hoe is die pausdom verskillend van die res? Selfs vandag nog. Die pausdom was totaal verskillend in die sin dat hy 'n godsdienstige mag en 'n politieke mag was. Die kerk was die hoof van die land. Selfs vandag nog is die pausdom, die Vatikaan, uniek, want hy het beide 'n politieke en 'n godsdienstige mag. Hoe is ons? Watter magte het ons? Ons het politieke magte, nie waar nie? Ons regerings is polities. Maar by die Vatikaan, die pausdom, is die kerk die hoof van die staat, as ook die hoof van die kerk. Met ander woorde, die predikant is alles daar. Wauw, wat 'n mag het hy. En selfs vandag nog is hy totaal verskillend van die hele wêreld. Hy pas in, soos die Bybel vir ons gesê het. Dan vers 20 sê, kenmerk nommer 5, dit het 3 horings of lande vernietig. So hierdie klein horingkie mag, hierdie antichrist mag, het 3 horings of lande ontwortel. Nou ons het gesien dat die vandale, die Here in die oosgote, letterlik platgevee is, deurdat hierdie antichrist mag sy gesag gebruik het, en hulle letterlik platgevee het, vernietig het. Want die 3 lande wou hom nie aanvaar nie. En dan kenmerk nommer 6 sê vers 20 vir ons, sy gestalte was groter as die ander. Anderwoorde, hy was eers klein en toe word hy groter as die ander. Het die antichrist mag groter geword as al die ander? Nou die enigste 3 lande wat die pausdom teëgestaan het, is verower met die gevolg dat pauslike Rome 'n baie sterk mag geword het, wat almal deur haar mag gedomineer het. In ander woorde, die donker eeue was die kerk in beheer. Ek wil nie eens 'n koning is aangestel, as die paus nie sy goedkeuring gegee het nie. Niemand kon mag hê nie, net die paus het al die gesag gehad, en het letterlik beheer. Goed, kenmerk nommer 7, spreek woorde teen die Allerhoogste. Hier is 'n belangrike een, vers 25 van Daniël 7 sê vir ons dat hierdie antichrist mag spreek woorde teen die Allerhoogste. Onthou jy die groot mond wat verwaande dinge spreek? Kom ons toets hom. Aansprake van die goddelike titels en regte wat die pausdom opgeneem het. Given in Rome from our palace, the 10th of February 1817, the 14th jurisdiction of the most holy pontiff and Father in Christ and Lord our God, the Pope, Leo XII, etc. Kom uit Rome, is dit iets, bladsy 180, hulle eie boek. Nou dis vinnig lees, dan kom jy amper 18, nie agter daar's fout nie. Maar sien jy die titel wat die paus vir homself opneem? Hy praat pontiff and Holy Father in Christ and Lord our God the Pope. Lord our God the Pope. Wat sê hy? Pope is goed. Dis wat hy sê. Hulle eie titels. Nog een. We hold upon this earth the place of God Almighty. Hier kry jy dit uit 'n Great Encyclical Letters of Pope Leo die 13de Encyclical Letters June 20, 1894. Dis gepubliseerde dinge. Dis waar ek dit vandaan gekry het. Met ander woorde, we hold upon this earth the place of God Almighty. Wat sê hy? Ons is God op aarde. Die Bybel sê hy sal groot dinge spreek, verwaande dinge spreek hierdie mag. En natuurlik, nog iets verwaand, in die Katolieke Kerk, wie vergewe jou sondes? Jesus of die priester? In ander woorde, wie eien die mag toe om jou sondes te vergewe? Hier is toevallig 'n priester in lewende lywe afgeneem waar hy in daai confessional sit. Jy het dit al gesien baie op TV, so gordyntjie. Dan sit hy dan kom jy daar binne en sê jy, bless me Father for I have sinned. Dan vra hy vir, when was your last confession? Dan sê jy, en dan bely jy jou sondes en dan vergewe hy jou sondes. Eenvoudig soos dit. Kan 'n mens dit doen? Kyk bietjie hulle eie gesag. Hier is hulle eie boek. Hulle eie Catholic Encyclopedia, volume 12, artikel Pope, bladsy 265 sê, this judicial authority will even include the power to pardon sin. Hulle sê ons het die krag en mag om sondes te vergewe. Michael Miller, the Catholic priest, hier is 'n Katolieke aanhaling, hulle eie boek, dit sê, wie kan sonde vergewe?
Daar is 'n mens op aarde wat sonde kan vergewe, en daardie mens is die Rooms-Katolieke priester. Ja, geliefde broeders, die priester verklaar nie net dat die sondaar vergewe is nie, maar hy vergeef hom werklik. Die priester lig sy hand, spreek die woord van vergifnis uit, en oombliklik word die sondaar 'n kind van God. So groot is die mag van die priester, dat die oordeele van die hemel self aan sy besluit onderhoorig is. Is dit groot woorde? Is dit groot woorde? Met ander woorde, hy sê dat die priester, as hy jou vergewe, dan moet God jou vergewe? Kom ek lees vir julle nog een, Linguri bladsy 27, Dignity and Duties of the Priest. Dis met ander woorde, dat hulle die priester se duties toeskryf, en dit sê, en God self is verplig om te bly by die oordeel van sy priesters, en om nie te vergewe, of om te vergewe, volgens die weiering van die priester se vryspraak. Dis groot. Met ander woorde, wie vergewe jou sondes? Het Jesus enigiets daarmee te doen volgens hulle? Niks nie. Jesus moet aanpas by hulle planne. Sonder dat mense besef, is dit waarvoor hulle staan. Openlik, en hulle is nie eens bang om dit te sê nie. Jy kan dit self gaan oplees in eie boeke. Morgan Thomas Pontiff, bladsy 332 sê, ontvang die tiara. Tiara is die 3 lelige kruis van die paus wat hy dra. Dit sê, ontvang die tiara, versier met die 3 krone, en u weet dat u die vader is van prinse en konings, oorwinnaar is van die hele wêreld en die aarde. Die plaasvervanger van ons Here Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en eer sonder einde behoort. Het jy dit gevang? Die paus is die plaasvervanger van God op aarde, van Jesus op aarde. Dis wat hulle sê in hulle eie skrifte. Is dit groot? Ferrari se Bybelwoordeboek deel 4 bladsy 26. Weereens, hulle eie geskrifte. Dit sê, die paus is met 'n 3voudige kroon gekroon as koning van die hemel, die aarde en die vagevuur. Die paus is van so hoë waardigheid en so verhewe dat hy nie meer 'n mens is nie, maar as te ware God is, of die plaasvervanger van God. Is dit groot woorde? Is dit godslasterik? Ek bedoel, jy uit die perd se bek, dis eintlik, jy kan dit nie glo nie, dis te verskriklik. Kenmerk nommer 8, vers 25 sê, hierdie mag sal probeer om tye en wet te verander. Hy sê, hy sal probeer om tye en wet te verander. Weereens, baie interessant. Kyk wat sê hulle in hulle eie geskrifte. Die Creator de Translat Episcopat Cap sê, die paus het die mag om tye te verander. Het jy dit? Wette af te skaf, het jy dit? En om alle dinge te onthef, dispense is die woord wat hulle gebruik, selfs om die voorskrifte van Christus te verander. Ek dog Jesus se woorde is onveranderlik. Hulle sê nee, ons kan dit verander, ons het die mag. Weereens, prompta biblioteta papa, artikel 2 sê, die paus kan goddelike wet wysig. Wat is goddelike wet? Dis die 10 gebooie. Hy sê die paus kan dit verander. Kom ek gee vir net interessante gegevens. Hier kom uit hulle eie katekisasieboek, The Convent's Catechism of Catholic Doctrine, page 50 van Pieter Geierman. Ek het self hierdie boek gesien, my eie oor dit gelees. Dus die nuwe is al bietjie verander, maar hier is die een van 19, as jy datum nou gee. Vra die vraag, question, which is the Sabbath day? Answer, Saturday is the Sabbath day. Question, why do we observe Sunday instead of Saturday? Answer, we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea in AD 336 transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Hulle sê letterlik, ons het dit verander, ons kan die wet verander. Toevallig, die van die wat katekisasie gedoen het, in die kerk, of wat ook al in die kerk katekisasie gedoen het, dis die Rooms-Katolieke se katekisasie boek, hierdie, waar hulle leer, en dis waar hierdie dinge uitkom. Hulle sê letterlik, ons kan God se wet verander, geen probleem nie. Weereens, Catholic Encyclopedia, volume 4, bladsy 153, as jy dit self wil opsoek, dit sê die kerk, nadat sy die dag van rus verander het van die Joodse Sabbat, of 7de dag van die week, na die eerste dag, het sy die 3de gebod na Sondag laat verwys as die dag om heilig te hou, as die dag van die Here. Nou, hoe kom ek dit vir julle lees? Dit is interessant, dit sê, die 3de gebod van Sondag na Sabbat verander. Sabbat na Sondag verander. Toevallig, ek het verstaan, dis die 4de gebod. Die 4de gebod het te doen met die Sabbat. Hoekom sê hulle die 3de gebod? Kom ek wys dit vir u. Hier sal u sien, hier het ons die wet van God, die 10 gebooie, soos ons dit het in Exodus 20,
Hier is dit deur die mens verander. En u kan dit sien, u kry hierdie een in Pieter Geierman, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, 1946 uitgawe, bladsy 37 en 38. So hier is hulle amptelike 10 gebooie, teenoor die 10 gebooie wat u en ek in ons Bybel het, in Exodus 20, en wat is die verskil? Die wat hulle leer. Die eerste gebod, dit sê, kan jy daar lees? Jy mag die naam van die, wat, skies toch, ek moet nader gaan. Jy mag geen ander goede vir my aangesig hê nie. Ken mos die eerste gebod, man. Ek is 'n sondaar, man. Wat sê hulle eerste gebod? Ek is die Here jou God, jy mag geen ander goede voor my aangesig hê nie. Dis dieselfde, nie waar nie? Die tweede gebod sê, jy mag vir jou geen gesneede beeld maak nie, jy weet, jy mag nie voor hom bid nie, afbeelding, daai goue beeld, en voor hom neerbuig en hom aanbid nie waar nie? Dis ons tweede gebod. Wag 'n bietjie, die Katolieke Kerk aanbid beelde, nie waar nie? Hulle bid Moeder Maria beeld, al die ander beelde, hulle duidelike probleem. Wat sê hulle tweede gebod? Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie. Wat sê ons derde gebod? Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here God het dit. Hey, wat sê hulle derde gebod? Gedenk die Sabbat dat jy dit heilig. Wat sê ons vierde gebod? Gedenk die Sabbat dat jy dit heilig. Oeps, wat het van die tweede gebod gebeur? Toevallig is nie iets wat ek sê nie, dis wat hulle glo. Hulle het hom heeltemal uitgehaal. Hulle het hom heeltemal uitgehaal. Hoekom? As jy hulle daaroor aanvra, sê hulle reguit vir jou, ons het die mag om wette te verander. Scary, nie? U kan dit self ook kyk, die nuwe weergawe van die Katolieke Katekisasieboek het die tweede gebod eintliks weer ingesit, maar hulle het hom saam in die eerste gebod ingesit. So kom ons gaan nou verder, onthou, hulle het nou een uitgehaal. 4 sê eer jou vader en jou moeder, ons 5 sê eer jou vader en jou moeder. En dan hulle 5, jy mag nie doodslaan nie, dis ons 6, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie erg almal dieselfde. En ons 10 sê, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, basies jy mag nie begeer nie. Wat sê hulle 9? Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Nou wat sê hulle 10? Jy mag nie jou naaste se eiendom begeer nie. So wat het hulle gedoen? Hulle het die 10de gebod weer opgedeel in 2 om weer 10 te hê. En soos ek sê, hier is nie iets wat ek uit my duim sê nie, dis nie iets wat ek hulle aanval nie, ek het plaasies net hulle eie aanhaling uit hulle eie katekisme gevat. Niks wat ek sê nie, dit is wat hulle openlik sê, sonder eers om bang te wees. Hoekom? Ons het die mag, sê hulle. En dan gebruik hulle geskrifte wat ek vir u gewys het. Goed, kenmerk nommer 9, sal die heiliges mishandel. Vers 25 sê dat hierdie horing Antichrist sal die heiliges mishandel. Het hy? That the Church of Rome had shed more innocent blood than any other institution that has ever existed among mankind will be questioned by no Protestant who has a competent knowledge of history. Antwoord hulle het. Inteendeel, in die donker eeue word beweer dat hulle oor die 20 miljoen Christene doodgemaak het. Dus oor die tydperk van 1260 jaar toevallig. So is 'n baie lang tydperk, maar hulle het oor die 20. Inteendeel, as jy die Vatikaan besoek, het hulle tot 'n plek waar hulle 'n museum waar hulle al die goed uitstal waarmee hulle die Christene, die Protestante en die Hervormers vermoor het. Ek wil daar's tot openlike museum en hulle herken dit. No question asked. Hulle sê net, wel, dis bad history. Hulle noem dit bad history vandag. Maar dis iets wat ons moes doen daai tyd om die hervorming te stop. Kenmerk nommer 10 sal regeer vir 1260 jaar. Nou ons het nou al duidelik gesien dat generaal Berthier kruis die onmoontlike brug op 10 Februarie 1798, neem die paus gevange en breek daarmee totaal die pauslike heerskappy van 1260 jaar. Presies soos die Bybel voorspel het. Hy sal regeer vir 1260 jaar en presies dieselfde tyd breek hy sy mag. Is daar enige kwessies? Is dit oop? Dit is heel duidelik, nie waar nie. Nou kom ons beweeg na die dier wat uit die see uitkom, wat vir ons nou net bietjie verder vat, wat hierdie ding vir ons nog duideliker maak. Openbaring 13. Indien jy enige ander kwessies het, ek wil laat nie die Bybel homself spreek, want God wil nie hê en ek moet dit mis nie. Kom ons lees Openbaring 13 vers 1 en 2. Dit sê: En toe het ek 'n dier uit die see sien opkom met 7 koppe en 10 horings. En op sy horings 10 krone en op sy koppe 'n naam van godslastering. En die dier wat ek gesien het, was soos 'n luiperd
en sy pote soos die van 'n beer, en sy bek soos die bek van 'n leeu, en die draak het hom sy krag gegee, en sy troon, en sy groot mag. En 'n mond is aan hom gegee, wat groot woorde en godslasteringe uitspreek, en aan hom is mag gegee om dit 42 maande lank te doen, en hy het sy mond oopgemaak om te laster teen God, om sy naam en sy tabernakel en die wat die hemel woon te laster. Amper onmiddellik sien ons dat ons hier te doen het met dieselfde mag, die antichrist mag as in Daniël 7, nie waar nie? Jy hoef nie slim te wees nie. Johannes gebruik ander taal en hy gebruik ander simboliek, maar ek bedoel die ooreenkomste is so groot dat ons dit nie kan mis nie. Jy kan dit nie mis nie. Dit is so duidelik dat van dieselfde dier, van dieselfde mag praat. Kenmerk nommer 1, hy spreek God lasterik, sê Openbaring 13 vir ons. Vers 1, kom ons lees dit. En op sy horings 10 krone en op sy koppe 'n naam van Gods lastering. Openbaring 13 vers 6 sê, en hy het sy mond oopgemaak om te laster teen God, om sy naam en sy tabernakel en die wat in die hemel woon te laster. Kenmerk nommer 2, regeer vir 42 maande. Nou ons het nou al reeds gesien in hierdie konteks. Dit sê, en 'n mond is aan hom gegee wat groot woorde en godslastering uitspreek, en dit is aan hom mag gegee om dit 42 maande lank te doen. Nou ons het gesien dat die tyd in die helfte van die tyd, en 42 maande is presies dieselfde tydperk. Nie waar nie? 42 maal 30 is 1260 dae. Presies dieselfde tydperk. Kenmerk nommer 3, hy vervolg die heiliges. Openbaring 13 vers 7 sê, dit is ook aan hom gegee om die oorlog te voer teen die heiliges, en hulle te oorwin, en aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie. Amper dieselfde. Nou, hier is toevallig vir hier aanhaling uit hulle eie boeke uit, net om te verwys hoe hulle wel vervolg het. Nou, hierdie kom uit die L.M. Deus Menum, The Public and Private History of the Popes of Rome, volume 2, bladsy 106 en 117. Kyk wat skryf hierdie pope aan hierdie koning. Hy sê, dis nou die pope wat praat, hy gee hierdie opdrag, hy sê, maak dit 'n opdrag om die Hussiete uit te roei. Wie was die Hussiete? Johannes Hus, se volgelinge, dan word die hervormers, nie waar nie? Hy sê, maak dit 'n opdrag om die Hussiete uit te roei. Onthou dat hierdie oneerbiedige mense dit waag om die beginsels van vryheid te verkondig. Hulle hou vol dat die Christene broeders is. Hulle verkondig dat Christus na die aarde gekom het om slawerny af te skaf. Hulle roep die mense tot vryheid, terwyl daar nog tyd is. Draai julle aangesigte teen Bohemia, brand, vermoor, saai oral verwoesting, want niks kan meer aanvaarbaar wees vir God, of meer bruikbaar wees vir konings, dan die vernietiging van die Jesuite nie. Is dit nie scary nie, dat die hoof van die kerk, die paus, eintlik 'n koning beveel om mense te gaan doodmaak. Die hervormers sê, hey, dit is tot God se eer, maak hulle dood. Dit is eintlik verskriklik. Nou tot hiertoe is dit baie duidelik dat ons met dieselfde antichrist mag te doen het. Maar nou gaan Johannes verder. En hy gee vir ons verdere inligting oor die dier, die antichrist mag, wat ons natuurlik nie in Daniël kry nie. Nou kry ons 'n bietjie meer inligting, nie waar nie? Kom ons lees dit. Openbaring 13 vers 3 sê, en ek het een van sy koppe gesien, net of dit dodelik gewond was, en sy dodelike wond is genees. En die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan. Die dier, die antichrist mag, nie waar nie? So, wanneer het die pausdom sy dodelike wond ontvang? Wanneer het hy sy dodelike wond ontvang? In 1798, toe generaal Berthier letterlik die paus gevange geneem het en sy mag gebreek het. Nie waar nie? So hy het sy dodelike wond ontvang. Maar wat sê die Bybel? En sy dodelike wond is genees, sê Openbaring vers 3 vir ons. 13 vers 3. Sy dodelike wond is genees. Hoe is sy dodelike wond genees? Hoe is die pausdoms dodelike wond genees? In 1929 onderteken Benito Mussolini. Onthou jy van Mussolini? Onderteken Benito Mussolini en kardinaal Kaspari die Italië-Vatikaanse verdrag. Die paus kry 750 miljoen lira in ruil vir sy ondersteuning van die fasistiese party. Mussolini gaan ooreenkoms met die Katolieke Kerk aan, wat sedertdien nog nooit weer sy mag gehad het nie, nadat hy in 1798 gebreek is nie, en hy gaan met hom 'n ooreenkoms aan, en op hierdie historiese dag
herstel Mussolini die paus in sy politieke mag. Herken hy die katholieke kerk, gee hy sy mag terug. En luister net toevallig hoe die pers hierop reageer. Hier is die amptelike nuus, die San Francisco Chronicles, hier is die voorblad, lees hom, Mussolini en Kaspari signs historical Roman pact. Sien nie? En dan sê dit toevallig die einste woorde, die wond van baie jare is nou weer genees. Dis amper of hy Openbaring aanhaal. Dis amper of hy Openbaring aanhaal. Die wond is weer genees. Wat sê Openbaring? Sy wond sal genees. Kom ons lees dit, Openbaring 13 vers 3. En die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan. En dan vers 8 sê, en al die bewoners van die aarde sal hom aanbid. Let wel, dit sê, al die bewoners van die aarde sal hom aanbid. Almal wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die lam wat geslag is, geskrywe is nie. Wow, dis scary woorde. Met ander woorde, hierdie mag gaan genees word. Hy weer sterk word. Hy word sterk, hy herstel. En die hele wêreld gaan agter hom aan. Nou, ek hoef nie eens geskiedenis aan te haal nie. Jy kan net jy oë oopmaak. Is dit besig om te gebeur in ons wêreld? Jy gesien hoeveel publisiteit kry die paus deesdae vandag? Wat alles gebeur? Hier is toevallig 'n baie belangrike aanhaling. Dit sê, I believe that the United States as the world's only superpower and the Holy See, dis die Rooms-Katholieke Kerk, as the only worldwide moral political sovereignty have significant roles to play in the future, where actions will impact the lives of people in all parts of the globe. Thomas P. Milady, the US ambassador to the Vatican, sê die ding. Hy sê, haha, die pausdom in Amerika gaan nog groot dinge vir ons wêreld doen. Weer eens, in Los Angeles the Time, sê hulle, die wond is genees. Sy wond is genees, die pausdom herstel, en die hele wêreld gaan agter hom aan. Selfs vandag nog. Veral vandag, sien die dinge gebeur. Ek bedoel, wat 'n president het nie diplomatieke bande met die pausdom nie? Wat 'n land het toevallig nie? Toevallig wat 'n minister gaan sien nie gereeld die pausdom nie? Ons eie ingesluit. Ek wil Thabo Mbeki, almal, Mandela, almal gaan sien eers die paus. Hoekom? Wat is die doel dan? Hoekom gaan sien hulle hom? Baie scary nie waar nie? Jy kan terug onthou Time Magazine verhef die paus hele artikel oor hom, hulle noem hom the man of the year. Paus skryf soveel. En toevallig die nuwe paus Ratzinger, het jy gesien hoeveel publisiteit het hy gekry? Ek wil nog nooit het iemand soveel publisiteit gekry soos hy, toe hy aangestel is as paus en alles nie. Wat sê die Bybel? Sy wond is genees. En hoe sterker hy word, wat gaan gebeur? En die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan. Is dit besig om te gebeur in ons land? Is dit besig om te gebeur in die wêreld? Die hele wêreld loop agter die dier aan. En wie staan agter die dier? Die draak. En dis 'n manier hoe die draak aanbidding kry. As jy die dier aanbid, as jy sy stelsel aanvaar in jou lewe. Ek wil, hoeveel kerke sê vandag, ek weet, dis interessant, so 20 jaar terug, het al die kerke, veral die Pinksterkerke, het almal gesê, die paus is die antichrist. Almal het dit gesê, is baie interessant. Vandag, sê hulle dit nou nog? Nee, ons moet saamwerk, Jy gaan dit sien in latere lesings, gaan ons bietjie daaroor praat, en jy gaan sien wat die mag, wat die paus om al meer en meer uitvoer. So as ons hom hier vasvat, die einde van die antichrist mag, dit wat hy gedoen het in ons lewens, en hoe tree u en ek daarop op? Die Bybel wil ons waarsku. Voor dit, ek wil dis al reeds in Daniël 7 gesê, herhaal in Openbaring 13. Dink u, God wil dat ons dit mis? Dink jy hy wil hê ons dit mis? Hy wil hê ons moet weet. Hy wil ons in sy hande vashou. Net iets baie belangriks wat ek nie wil hê jy moet mis nie. U mag nie hier uitgaan en enige Katoliek gryp en sê, hoor jy maat, jy is die antichrist nie. Ek sê dit nie. Moet asseblief, ek sê dit nie. Ek sê nie die Katoliek is die antichrist nie. Inteendeel, ek ken baie Katolieke en hulle is lieflike mense. En ek moet vir julle sê, as daar mense is in die hemel gaan wees, dan gaan dit hulle wees. Maar so met ander woorde, ek sê nie Katolieke is die antichrist nie, maar dit is die sisteem. Onthou die Katolieke sisteem, ek wil hulle self daaraan vasgevang, net soos ons in ons eie omstandighede partykeer vasgevang is. Ons weet nie
Ons kyk nie altyd buite die boks nie. So met ander woorde, dit is nie Katolieke selfpersone wat die anti-kris is nie. Dit is nie enkele persoon of 'n groep mense nie. Dit is die sisteem in geheel, die Katolieke sisteem wat die anti-kris opmaak, soos wat ons dit sien in die Bybel. So asseblief, onthou net dit is baie belangrik. Slaves, he ain't just putting on the Ritz. Our God is an awesome God. There's thunder in his footsteps and lightning in his fist. Our God is an awesome God. And the Lord wasn't joking when he kicked them out of Eden. Wasn't for the reason that he shed his blood. His return is very soon. You better be believing that our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He spoke into the darkness and created the light. Our God is an awesome God. The judgment and wrath he poured out in Sodom, mercy and grace he gave us at the cross. I hope that you have not too quickly forgotten that our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. From heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Kom ons buig saam die hoofde. Ons wonderlike Jesus, dankie dat U werklik awesome is. Dat ons dit weer eens vanaand kon sien in Daniël 7 en Openbaring 13. Hoe U lank voor die tyd, ek wil lank voor die tyd, alreeds die anti-kris geopenbaar het, sy kenmerke vir ons gewys het, en ons kan net die ou bietjie kennis wat ons het, vat en dit toepas, en die boodskap tot ons harte sien, die waarskuwing wat U tot ons lewens spreek, kan hoor. En Here Jesus, ons wil nie deur hierdie anti-kris mag verlei word nie. Nee, ons wil nie in die verkeerde wees nie, maar ons wil aan U vashou as die God van hemel en aarde, wat werklik aanbiddingswaardig is. O Here Jesus, ons weet die ou duiwel sal alles probeer om ons aanbidding weg te steel, en sy vernaamste wyse is om homself as U voor te doen. Daarom mag ons nie deur U genade verlei word nie, maar aan U vashou, kom wat wil. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.